Elkeen van u. Dis 'n wonderlike voorreg weer om vanoggend saam met u, saam met medegelowiges die aangesig van die Here te soek. En ek wil vir u net 'n gedagte wissel voor ons begin. Weet jy hoekom sing ons saam in 'n kerk? Ek is seker ons sal dalk tientalle redes kry, want dit is die hoogste vorm van aanbidding. Ek dink baie keer vergeet ons dit, ons sing maar net gou 'n paar liedjies saam, maar ons vergeet waaroor dit regtig gaan. En die woord sê ons moet die dinge bedink daar in die hemel en nie op die aarde nie. En sjoe, gaan ons nie sing nie. Of jy nou vals is, of jy nou van die noot af is, ons gaan vir hom sing. En mag die Here ons help om dit nooit te vergeet oor hoekom ons sing nie, want ons aanbid hom. Ek wil graag 'n braafste seun in die gemeente vra om vorentoe te kom en hy weet wie hy is. Hy gaan vir ons 'n bietjie vertel van gister en hy gaan 'n paar woorde met ons deel. So hy gaan vir ons self sê wie is hy, wat hulle gedoen het en hy is 12 jaar oud. So ons jeug, die gemiddelde jeug wat ons wil begin is 12 en op en onder dit is kinderkerk. Maar nie dat ons regtig onderskeid wil maak nie, maar dit gaan maar op 'n vlak volgens Bybels wat dit nou as 'n groot man gesien word. So groot dit of nie, in die Bybelse tyd is hierdie ouetjie gesien as 'n groot man. Nie 'n tiener nie. Ek lees nêrens in die Bybel van 'n tiener nie. So hy wil ons nou 'n bietjie kom vertel, want as jy 12 is en jy volg die Bybelse riglyne en jy kyk na die Joodse tradisie wat vir ons voorbeelde is hy dan nou veronderstel om tussen die mans te wees? Ek sê nou nie, hy hoef nie meer met mamma te praat nie, maar hy is veronderstel om nou groot te word. Nou hy is so een van so 30 baie brawe mense van die gemeente van gister. Dankie. Goeiemôre, ek is Jane Daniels. Ek wil jou vertel, ons het gister gebraai, ons het gevlieg. Ek wil jou almal nooi om jou kinders te bring jeug toe. Ons gaan vetpret hê en ons aanbid die Here opreg. Dankie. Die woord sê ons moet word soos kinders. Okay, daar is nou 'n teologiese verduideliking ook, maar sonder om nou verder te dink, mag die Here ons help om weer soos kinders te luister en ons is iets lees soos kinders te doen. Want kyk, as ons mos nie self kan iets verstaan nie en ons kan nie self iets uitlê nie, dan is dit vir ons nie reg nie. En dis nie wat die Here wil nie, want hy weet alles. Hy openbaar net aan ons. Hy wil hê ons moet hom vertrou. Soos as jy nou in die gimnasium is, in die gym, gebruik ek altyd die voorbeeld. En jy is nou besig daarom op die treadmill, en ek weet nou nie wat is die Afrikaanse naam nie, vergewe nou, ek weet nie wat is die Afrikaanse naam nie. En jy is besig om op die treadmill te hardloop en die ding breek. En jy is 'n lid van die gimnasium of die gym. En die ding breek, dan roep jy die ou nader en sê, hoor, hierdie ding van julle werk nie. Maar as dit jou eie gym is, of gimnasium is, gaan jy dit anderster benader. Hierdie kerk, natuurlik is dit die Here se kerk. Maar so ook is hierdie kerk, u kerk wat hier is vandag. Die kerk van Christus, die liggaam van Christus. Jy gaan daai masjien anderster hanteer. Jy gaan dit anderster hanteer. Jy gaan dit anderster benader. So ook asseblief as dit te warm is, of te koud is, of te hard, of te sag is. Dis u plek. Sê vir ons. Staan op, sê vir ons te warm, of is te koud, of is te hard, of te sag. Asseblief. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, as ons vanoggend nader kom na u troon toe, Here, dan sê ons vir u dankie. Dankie, Here, dat u 'n goeie God is, en dankie dat u genade vir ons genoeg is. Dankie dat u eerste aan ons gedink het. Vader, ek vra, Here, dat u ons vanoggend weer sal besoek. U woord sê u is alomteenwoordig, Here, maar as ons sê besoek ons, Here, stel ons onsself oop. Ons is aanvanklik vir u woord. Ons luister na u stem, want u woord sê, Here, ons is kudde, ken u stem. En ek wil vandag vir u vra, Here, kom gesels met ons uit die woord uit. Here, waar daar vir ons 'n voorbeeld opgeteken is,
Help ons, Here, om die voorbeeld na te streef. Vader, Jesus Christus is vir ons die eerste en die primêre voorbeeld, Here. Verder het U ook in die woord vir ons ander voorbeelde gestel, van ander mense, van rolmodelle, en gee ons vandag die kennis en die wysheid, Here, om ook daai te volg, wat U vir ons in die woord geleer het. Ek vra dat U met enige persoon sal gaan vandag hier, Here, enige uitdagings en enige stryd, want U is die groot geneesheer. U is die een wat bemoedig en U is die een wat vertroos, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons gaan vandag 'n gedeelte saam lees, en jy kan die Bybels oopmaak vir die wat dit hier het in Genesis 6. En as ons nou vandag 'n tema sou byvoeg by die boodskap, sal ons sê, kom ons kyk na die voorbeeld wat daar vir ons gestel is deur die persoon met die naam van Noag. Kom ons kyk bietjie na sy geskiedenis. En wat kan ons vandag daaruit leer? Kom ons lees saam Genesis 6 vanaf vers 1 tot en met vers 17. Dis 'n gedeelte van 17 verse, so jy is welkom om maar net te luister en dat die Gees vir jouself openbaar terwyl ons dit lees. Genesis 6. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie. Ek wil my net self onderbreek. Hierdie woord heers in die Griek, wat beteken dien, beteken eintlik meer korrek in Afrikaans, pleit. My gees sal nie altyd by die mense pleit nie. Anders gestel, my gees sal nie altyd met die mense stry nie. As jy nou die beter Afrikaanse vertaling vir die oorspronklike Griekse woord kry. So hier sê die Here, my gees sal nie altyd by die mense pleit vir dit wat reg is nie. Ek gaan aan, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. En ek wil my weer in die rede val. Hierdie 120 jaar is nie noodwendig die merk wat daar van ons ouderdom gesit is nie. Van die oomblik af wat die Here dit besluit het, het hy gesê, ek gaan hierdie mense op die aarde nog 120 jaar gee. En ons gaan nou sien hoekom. Hy sê nog 120 jaar en hy gaan alles vernietig. Vers 4. In die dae was die reëse op die aarde en ook daarna. Toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was en al die versinsels wat hulle in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mense op die aarde gemaak het en daar was smarte in sy hart. Net 'n opmerking. Het jy opgemerk in hierdie versie dat die Here 'n emosionele wese is? Hy is soewerein, natuurlik is hy soewerein. In sy soewereinheid het God gekies dat hy ook 'n emosionele mens is. Ons lees hiervan, die Here het berou. En daar was smarte in sy hart. So ons het 'n Here wat nie 'n masjien is nie. 'n Here wat 'n emosie het. En ander plekke leer ons, lees ons in die Bybel van hy lag. Vers 7. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel en Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld
Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. So moet jy die ark maak. 300 L in lengte. Kom ons stop net gou daar. Lengte vir u wat nie weet nie, is die afstand van jou middelvinger tot en met jou elmboog. So dis plus minus 'n halwe meter, bietjie minder as 'n halwe meter as jy dit nou streng gaan omsit. So hierdie ark was ongeveer 135 meter lank. Nou ons almal weet hoe lank is 100 meter as ons reisies gehardloop het. Dis so 100 meter plus nog 35 meter lank. En die lengte van die ark 50 L. Met ander woorde, hy was 300 meter lank, 50 L sy breedte, 22 meter breed. Nou as jy verby 'n trokvoertuig ry, dan sien jy daar agterop versigtig 22 meter lank. Ek weet nie of jy dit gesê het nie. As jy nou buite dit gaan, as jy nou abnormaal, maar 22 meter lank by 135 meter 22 meter breed, 135 meter lank en 30 L sy hoogte. So dit is so 13,5 meter hoog. Nou dit is redelik hoog. Dis 'n redelike projek wat Noag hier van die Here ontvang het. Vers 16. 'n opening moet jy aan die ark maak. En op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykante insit. Jy moet dit met 'n onderste, tweede en derde verdieping maak. Met ander woorde, wat sê hierdie versie? Die versie sê, daarbo was daar in die Afrikaanse naam 'n nok van 'n half meter breed. Dis wat hierdie versie sê. So dit is spesifiek aan Noag gegee. Onthou, hy het nie 'n tekening gehad, of soos die Engels sê, 'n drawing om hierdie ark te bou nie. Hy het hierdie instruksie van God gekry. Vers 17, dis die laaste versie. Want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verderg alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Ons lees net tot sover die geskiedenis, die baie bekende verhaal van Noag, soos wat dit vir ons opgeteken is in die onfeilbare woord van die Here. En as ek nou 'n versie wil uitlig vandag, sal dit baie beslis vers 9 wees van Genesis 6. En dit staan vir ons opgeteken en geskryf, dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige. Hy was 'n opregte man gewees onder sy tydgenote, met ander woorde, onder die mense saam met wie hy gebly het. Maar hier is die belangrikste, Noag het met God gewandel. Nou ons gaan vandag bietjie daaroor gesels, en ek wil vir u sê dat Noag vir ons 'n baie mooi voorbeeld was, wat ons tot vandag toe nog kan toepas in ons lewe. Noag het so ongeveer 5000 jaar terug gelewe, wat die sonvloed gekom het oor die aarde. En as ons hierdie sou lees net as 'n geskiedenisboek, wat sou dit vir ons dan werklik tot voordeel wees? Natuurlik is geskiedenis belangrik, maar wat 'n voorbeeld sal dit vir ons wees in vandag se tyd? Wat help dit as ons net die geskiedenis lees van hier en dit nie toepas nie? Nou kom ek gee vir julle nou 'n paar interessante feite oor Noag. Ek dink die meeste van u sal dit nog nooit so daaraan gedink het nie. Het u opgemerk of het u geweet dat Noag was die 8ste geslag van Adam af? Nou die nommer 8 natuurlik het 'n betekenis in die woord.
Dit beteken 'n nuwe begin, 'n nuwe lewe. Daar's 'n nuwe skepping en daar's 'n nuwe mens. Eintlik aansluit dit aan by wedergeboorte. Wat die nommer 8 beteken. Nou, hoe kan ek dit nou sê? Waar kry ek dit nou in die woord? Nou, selfs in die Ou Testament, in Genesis 1 en Levitikus, lees jy dat 'n seentjie op die 8ste dag besny is. Weereens verwys dit in daai tyd na die verbond, 'n afsondering vir God. En ons het reeds gesê, Noag was die 8ste geslag van Adam af. Het jy ook geweet dat Abraham 8 seuns gehad het? Weereens 8 mense, 'n nuwe begin. En het jy ook geweet, vir die brawe mense van gister, hoeveel mense was in die ark gewees? Kom ons kyk gou-gou. Daar is die antwoord, was julle almal so braaf? Daar was ook 8 mense in die ark. Per toeval? Nee. Baie meer as wat ons ooit sal besef. Een ding verseker, dat God hier in beheer is, en dat die Bybel homself nie weerspreek nie. Tot daar was net 8 mense wat gered is. So Noag was vir ons 'n voorbeeld ook vir die tyd waarin ons vandag lewe. Hy is ook 'n voorbeeld. Nommer 1 vir die mense van die wêreld en nommer 2 vir ons wat hier sit, wat kinders van die Here is hy vir ons 'n baie belangrike voorbeeld. En hoeveel te meer nog 'n voorbeeld vir die sogenaamde predikers, domies, pastore, bishops, eerwaardes. Hoeveel te meer voorbeeld is hy nie vir hulle nie. So hy is 'n voorbeeld vir almal van ons op hierdie aarde. Gered en ongered. Afhangende natuurlik van jou gehoorsaamheid, bepaal natuurlik die gevolg daarvan. Maar vir ons as kinders van die Here, en dis wat ek nou op wil fokus. Ek wil nie nou so seer net fokus op die wêreld daar buite nie, ek wil nou fokus op ons wat kinders van die Here is. Hoekom sê ek hy was 'n voorbeeldige man vir ons gewees? Want Jesus self het na Noag verwys. Nou Jesus is vir ons die finale, die allerhoogste voorbeeld wat ons kan hê in hierdie lewe. En Jesus self het vir ons daar in Lukas 17 geskryf, vanaf vers 26 daar het hy geskryf. En wat het Jesus daar gedoen? Hy het 3 tydperke met mekaar verbind, en jy kan dit lees in Lukas 17. Hy sê, soos wat dit was in die dae van Noag, en soos wat dit was in die dae van Lot, so sal dit wees in die dae van die Seun van die mens. Ek haal aan, Lukas 17, ek sê dit net my duim uit, en dit is vir ons in die woord so opgeteken. Jesus self vergelyk hierdie 3 tydperke met mekaar en die ooreenkomste wat daar was. Soos dit was, sal dit weer wees. Ons het dit gelees. En hierdie is 'n baie, baie belangrike boodskap vir ons as kinders van die Here vir die tyd waarin ons lewe. Petrus het gesê in Petrus 2 vanaf vers 3. Petrus 2 hoofstuk 3 vanaf vers 3 sê vir ons, 2 Petrus 3 vers 3, staan dit vir ons opgeteken in die woord wat deur God geïnspireer is. En dis die verse wat ons vanoggend gelees het. Dit moet julle veral weet, dat aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede sal wandel en sê, waar is die belofte? Waar is hierdie dinge nou wat julle so aan glo en vashou? Want nou hierdie is nou al in daai tyd geskryf, hoeveel te meer in ons tyd en hoeveel te meer in die tyd wat kom, word die meer en meer geopenbaar en word dit meer en meer van toepassing en meer die realiteit vir die tyd waarin ons lewe. Want die disippels het al gewag dat Jesus moet kom. Ons moet wag dat Jesus moet kom, want as jy nou gaan doodgaan, gaan jy in elk geval is jou lewe te einde. So ons moet enige tyd reg wees. So hierdie ding kom al van die disippels se tyd af. Maar hoe verder ons vorder op die tydlyn van God, hoe meer intensief
raak die kraampyne, wat die Bybel sê, hoe erger word die dinge, hoe meer word die uitdagings, en dit is wat belangrik is. Soos in die dae van Noag. Op grond van dit wat Jesus gesê het, gaan daar weer 'n oordeel op hierdie aarde kom. Noag het geweet dat daar oordeel gaan kom. Hy het geweet wat gaan gebeur. Hoekom het hy dit geweet? Die Here het dit vir hom gesê. Hy het dit nie gedroom nie. Ek sê nie die Here kan nie vir jou openbaar in droom nie. Natuurlik kan hy. Hy kan hom openbaar deur mense, deur die natuur. In Noag se geval het die Here vir hom direk gesê en vir hom geopenbaar: ek gaan die aarde en alles daarop verwoes, want die mense is afvallig, en ons gelees hoe swak die mense was, en hoe sleg die mense was. Nou wil ek jou baie iets interessants vertel. Wanneer Noag dan nou so gefokus het oor die slegheid van die aarde, en hoe swak die mense geword het, en al die slegte goed, sê ek nou vir jou, hy sou in 'n gat van depressie ingegaan het, en hy sou waarskynlik nie daar uitgekom het nie. As hy gefokus het op die storms om hom. Hy sou in 'n toestand van paniek gewees het, soos baie mense vandag in hierdie wêreld. Sommige Christene, ons lewe vandag in soortgelyke tye. Ons lewe in dieselfde omstandighede. Ons het 'n keuse vandag. Ons kan fokus op die stikkende, gebroke wêreld, wat vir ons geen goeie nuus of nuwe nuus is nie. Of ons kan fokus op Jesus Christus se opdrag aan ons, en wat ons moet doen. Ons het vanoggend daai keuse. En dit laat my dink aan hierdie liedjie wat die kinders so sing. Dit laat my so lekker sing. Of dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. En dit is so swaar om jou laste te dra. Ek dink ons almal ken daai liedjie wat die kinders so sing. So wat is die les nou vandag? Die les is, waarop fokus ons nou? Fokus ons op hierdie slegte gedeelte, of fokus op nou op Jesus se opdrag en dit wat kom? Die woord sê, en ek gaan nou 'n paar verse sommer parafraseer, met ander woorde, ek gaan dit sommer net sê wat daar staan. In Matteus 28 vers 19 staan daar. En dis Jesus se laaste opdrag. En Jesus se laaste opdrag is, gaan heen en maak disippels van alle nasies. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. Vandag het ons die woord, ons het die Heilige Gees, ons het mekaar. Dis 'n opdrag. Dis nie vrywillige keuse nie. Dis Jesus Christus se opdrag as ons 'n kind van God is. Nog 'n versie wat ons kan sê wat sê die woord is Lukas 10 vers 2 wat vir ons sê die oes is groot daar buite, menende die verlore gaande wêreld. Ons het nou nog gehoor van die boere wat nie kan plant nie. En hoe erg moet dit wees as jy nou 'n oes het daar in die Kaap waar daai koringlande so staan en daar's geen arbeider, daar's geen stroper om te stroop nie. En die woord in Lukas 10 vers 12 sê die arbeiders is min. Bid, hier's 'n opdrag, bid dat die Here van die oes arbeiders sal stuur. En daarom vra ons ook vandag, as jy 'n arbeider wil wees, moenie wag nie. Doen dit, dis 'n opdrag. En ook wat ons vanoggend gehoor het, as jy wil betrokke raak by die jeug en by die kinderkerk, moenie wag nie, moenie uitstel nie. En dan die laaste versie wat ek ook net so wil parafraseer en aanhaal is Lukas 10 vers 3 wat sê, gaan dan, kyk, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe in.
Ek stuur julle soos lammers onder die wolwe in. Dis harde woorde, maar dit word van ons verwag wat ons hier lees. Nou as 'n mens mooi gaan kyk na in die tyd waarin waarin Noag gebly het en die omstandighede wat vir ons mooi opgeteken word in Genesis 6, 7 en 8 en jy gaan kyk na die gebeure van daai tyd, dan vorm dit vir jou 'n beeld van wat die wêreld waarin ek en u lewe vandag in die toekoms, en ek wil dalk sê in die nabye toekoms vir ons voorlê. En as jy meer wil weet wat die woord sê oor dit, en die Here lei jou, moenie volgende jaar, van 18 jaar, die 4 die middag, se woordstudie misloop nie. Ons gaan Openbaring weer behandel op Sondagmiddag en op Woensdag Romeine. Ons sal die tye op Woensdag weer herbevestig, maar Sondag 18 Januarie 4 uur in die saal en ons gaan weer Openbaring vat van die begin en die einde en die Here sal vir ons openbaar. So as jy meer wil weet wat lê voor in die toekoms, en ek wil sê in die nabye toekoms, moet dit nie misloop nie. In Noag se tyd was daar 'n geweldige oordeel gewees wat op die aarde gewag het. Die hele wêreld sou uitgewis geword het, behalwe Noag en 'n paar mense, die 8 mense. Soos in die dae van Lot het die Here gewaarsku. Kyk, ons God is 'n wonderlike God. Hy waarsku altyd vooraf en dan ewe skielik gebeur iets. Ewe skielik. Hy ook vir die mense van Lot gewaarsku. En die mense van Sodom en Gomorra het nie geluister nie, hulle het nie gevlug nie. En ek kan nie help om te dink, wat se sonde daar in Sodom en Gomorra was wat vandag nie is nie. Inteendeel, dink ek vandag is daar so paar goed by. Maar dit is 'n boodskap op sy eie. En daar het 'n oordeel van vuur en swaal op Gomorra gekom. En Lot en sy gesin wat gehoorsaam was, behalwe tannie Lot, sy het teruggekyk. En ek is seker daar's een of ander wetenskaplike verklaring hoekom sy in 'n soutpilaar verander het, want dit moes 'n geweldige oordeel gewees het. En vinnig, deur net om terug te kyk, wat ons eendag sal weet, ons ken net in dele. So leef ek en jy vandag, oom, tannie, jongeling, vriend. Ons leef ook in 'n tyd wat daar 'n komende oordeel kom. Ek praat nou nie van 'n wêreld so goed wat gebeur nie. Ek praat van 'n goddelike oordeel. Soos in die dae van Noag, soos in die dae van Lot, so sal dit wees in die tyd van die seun van die mens. Ons leef weer in tye wat daar 'n oordeel op die aarde verwag kan word. Nou, of jy dit nou glo, of jy dit nou nie glo nie, dit maak nie saak nie, dis opgeteken in die woord. Jy kan dit nie wegwens nie, jy kan dit nie wegbid nie, dit is opgeteken, dis deel van God se plan. Hy die finale sê. En ons lees daarvan in Handelinge 17 vers 30 en 31. En wat lees ons daar? Wat sê Paulus vir ons in Handelinge 17 vers 30? God verkondig nou aan alle mense oral dat hulle moet bekeer. Hoekom? Hoekom moet mense hulle bekeer volgens hierdie skrif? Wat sal die rede wees? Hoekom verkondig hulle nou oral dat mense hulle moet bekeer? Hoekom? En dan gee Paulus vir ons die antwoord, omdat hy met 'n hoofletter 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man met 'n hoofletter, Jesus Christus, wat hy aangestel het en waarvan hy sekerheid gegee het deur hom uit die dode op te wek. En daardie man is natuurlik niemand anderster as Jesus Christus nie. Die Bybel sê, die woord sê, daar kom 'n groot, moeilike tyd. Hier kom weer 'n oordeel op hierdie aarde. Maak nie saak wat die mense glo, wat die mense redeneer, dit staan in die woord.
God se oordeele self kom weer op die aarde. En jy kan dit lees in Openbaring 6 vers 19. En dit is nie so moeilik om te verstaan as mens eers deur die Heilige Gees gevul is en die Here openbaar aan jou nie. Daarna en dan nog na die oordeele, die groot verdrukking op die aarde, wat natuurlik geweldig sal wees, kom daarna nog 'n groter oordeel, wat die genoem word, die groot wit troon oordeel. En as jy nie gered is nie, jou saak met die Here is nie reg nie, en jy het hom verwerp, sy genade doelbewus verwerp, gaan jy voor die groot wit troon oordeel staan. En die woord sê, die meeste mense wat jy sien in die aarde vandag, of dit nou in 'n winkelsentrum is, of by die lughawe, die meeste van daai mense gaan voor hierdie groot wit troon oordeel staan, want breed is die weg wat na verderf lei. En dis nie nog al nie. Daar's nog 'n oordeel daarna wat wag. En daai oordeel word genoem die poel van vuur. Wat 'n verskriklike oordeel. En die hel is nie die hel, of die poel van vuur is nie die poel van vuur, omdat mense gaan gepynig word, omdat daar allerhande goed gaan gebeur nie. Die poel van vuur is die hel, by wyse van spreke, omdat God self in sy soewereinheid besluit het om nie daar te wees nie. Dit is die ergste. Net so gaan die oordeele van God op die aarde kom. Nou wil ek vir julle sê, soos in die dae van Noag, het die Here Noag en sy huisgesin gered en bewaar. Soos in die dae van Lot, en Sodom en Gomorra het hy vir Lot en sy gesin bewaar teen die oordeele wat kom. En die Bybel sê, so gaan hy sy bruid kom haal om sy oordeele vry te spring op hierdie aarde. 'n Verskriklike tyd wat voorlê in hierdie aarde. En Jesus gaan om vir ons plek voor te berei. En hy gaan sy kinders beskerm teen hierdie verskriklike oordeel van die Here self wat voorlê. Nou daar's baie meer ooreenkomste in hierdie 3 tye, wat ons nou nie vandag tyd het om alles na te gaan nie, kom oor volgende jaar. Ons praat vandag oor die man wat met God gewandel het, sy naam is Noag. Kom ons kyk net 'n paar eienskappe van Noag. Ons het nou al reeds begin aan te sê, van die tyd waarin hy geleef het, dit was 'n verskriklike, goddelose tyd. Ons het gelees daar in vers 5 van Genesis 6, die Here het gesien dat die boosheid groot was op die aarde, en dat die versinsels van die mens in sy hart altyd deur net sleg was. God het dit gesien. Vers 11 van Genesis 6 het ons gelees, dat die aarde vol geweld was. So die mense het in daai tyd beklei met mekaar. Hulle het oorlog gemaak met mekaar. En jy wil dit verder vat, of jy wil dit so 'n bietjie nader bring in jouself. Families het vyandig geraak onder mekaar. Daar was 'n geskinder, daar was 'n haat tussen mense naby jou. Sommige van hulle gelowiges, 'n verskriklike toestand. En God het op daai stadium van Noag gesê, en hy het 'n lyn getrek en gesê, tot hier toe, en nie verder nie, ek gee die mense nog 120 jaar, dan gaan ek die aarde vernietig met water. En nie almal ken die verhaal. Kom ek lees vir jou hoe dit vandag op die aarde. Wat sê die Bybel? As jy wil saamlees in 2 Timoteus, net 'n paar verse. Kom ek sê vir jou hoe die aarde vandag. Onthou, dis die tyd van Paulus wat al dit vir Timoteus geskryf het, en is vandag nog net so toepassing soos wat dit was. Inteendeel, soos die tyd aangaan, en ek bly myself nou herhaal, openbaar die Here meer en meer goed aan ons. Daar staan geskryf in 2 Timoteus 3 vanaf vers 1, net 'n paar verse.
Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Jy kan dit nie wegwens nie. Jy kan dit nie weghoop nie, jy kan dit nie wegbid nie. Dit is hoe dit is. Vers 2. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, met die krag, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook af van hierdie mense, want uit hulle is die wat in hulle huise insluip en arme vroue gevangene neem en met sonde belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot kennis van die waarheid kom nie. Dit klink soos mense van vandag. Ek is seker as ons News24 nou gaan oopmaak, of wat se elektroniese program jy ook gebruik, daar bestaan mos nou nie meer koerante nie. Gaan jy van hierdie raak sien op elke bladsy. En wat uitstaan is, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. Want ons het ons eie vlees, ons het die wêreld en ons het 'n sielevyand, wat vir ons heeltemal van die koers afgooi. Die mense van ons tyd het 'n gedaante van godsaligheid. Gaan praat bietjie met die mense en jy gaan hoor hoe mooi en hoe oulik hulle is. Maar gaan kyk bietjie na die vrug van die Gees. Hulle lyk soos Christene. Hulle praat soos Christene. Hulle word dalk gedoop, maar hulle harte is ver van God af. Maar daar was 'n man gewees met die naam van Noag, wat anderster was. Noag was anderster. Baie van ons mense vandag blameer ons omstandighede. Jy ken nie my posisie by die werk nie. Jy weet nie met watse mense ek werk nie. Jy ken nie my familie nie. Jy weet nie in watter vriendekringe ek beweeg nie. En daar's allerhande verskonings, ek gaan vir jy sê, dit is nie die waarheid nie. In Afrikaans is daar net een woord, dit is net 'n klomp twak. As Noag dit kon gedoen het, kan ons dit ook doen. Jy moet onthou, Noag het 'n boodskap gekry van die Here om hierdie ark te bou. 120 jaar lank het hy hierdie massiewe ding gebou. Daar was nie elektriese gereedskap en moderne gereedskap nie, dit was handearbeid. En die mense het nie geweet wat reën is nie, soos wat ons dit ken nie. Die plante is nat geword deur dou en die water het van onder af gekom. So niemand het nog ooit reën gesien nie. En hier bou hierdie man so groot ding wat lyk soos 'n skip, maar hulle is so ver van die see of van 'n rivier af. Hoe kranksinnig moet hy nie gewees het? Stel jouself voor, 120 jaar lank bou hy en sy seuns aan hierdie ding. Wat het die mense nie vir hom gesê nie? Hierdie ou is nou heeltemal mal. Noag, wat gaan met jou aan? En die ergste is, hy was alleenig. Hy het net op God vertrou. Ons is gelukkig aan die tyd wat ons het. Ons is deel van die kerk, Eklesia van Christus. Ons het medegelowiges. Ons het die woord. Het jy geweet, Noag het nie die Bybel gehad nie? Ons het die Heilige Gees wat binne ons woon. In die Ou Testament het die Heilige Gees nie binne jou gewoon nie. Hy het jou kom besoek. Hy het oor jou vaardig geword. So ons het regtig nie rede. Ons het regtig nie rede om die voorskrifte in die Bybel nie te volg nie. En dan het Noag genade gevind. Hy het genade gevind in die oë van die Here. God was genadig met hom gewees. God het hom nie
verwerp nie. 1 Petrus 3 vers 20 sê, God het lankmoedig gewag terwyl die ark voorberei was. Die Gees van God het mense gewaarsku. Daar was genade beskikbaar vir almal. Dit staan in die woord 1 Petrus 3 vers 20 sê, daar was genade vir almal. Daar was nie net genade vir ou Noag nie, daar was genade vir almal. En Noag was nog 'n prediker, hy het nog gepreek ook. En daar het nie een persoon tot bekering gekom vir 120 jaar lank en hy het aangehou om gehoorsaam te wees. Nou dit is 'n kenmerk van 'n persoon wat saam met God wandel. Mag die Here vir ons ook help om saam met hom te wandel. Noag het ook van die Here ontvang goed wat gaan gebeur in die toekoms. En dit het presies so gebeur 120 jaar daarna. Noag het vasgehou ten spyte van wat die mense vir jou sê, ten spyte wat die mense vir hom gesê het. En die Here het spesifiek vir hom gesê, maak 'n ark van goferhout. Daar was 'n opdrag. Noag het getrou gebly. En Noag het ook 'n passie gehad vir verlore gaande mense. 2 Petrus 2 vers 5 sê vir ons, Noag was 'n prediker van geregtigheid. Hy het gewaarsku, hy het gebid, hy het gepreek en hy het gesmeek, maar niemand het na hom geluister nie. Nou, wys my iemand met 'n passie vir verlore siele en ek wys vir jou 'n kind van God. Iemand wat besorg is oor ander mense se siele en ek wys vir jou 'n kind van God. En Noag het ook sy hele gesin beïnvloed deur sy optrede. Nou ons het nie altyd beheer oor wat ons kinders gaan doen nie, maar ons kan vir hulle 'n voorbeeld stel. Noag se kinders het gesien, pa is gehoorsaam aan die Here. Hulle sien alles in jou huis, meneer, mevrou. Die kinders sien alles in jou huis. Hulle sien meer as wat die dominee of die pastoor of die eerwaarder of die priester of jou baas of enigiemand sien. Jou kinders sien alles. Wat 'n voorbeeld is ons vir ons kinders vandag? En mag die Here vir ons help om 'n voorbeeld te wees in hierdie tyd wat ons lewe. Ek gaan vir jou een ding sê, mense soos Noag is skaars in die tyd waarin ons lewe vandag. Wat die waarheid doen en wat die voorskrifte volg. En mag die Here vir ons help om soos Noag te wees. Opreg in die woord. Gehoorsaam aan die woord en aan die Gees. Heilig aan die standaarde wat die Here en die woord vir ons daarstel. En vol van geloof. Nie vol van onsself, vol van geloof op dit wat die Here vir ons sê. Mag die Here ons help om soos Noag te wandel. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sê dankie Here dat ons uit die woord uit kon leer Here, dat daar mense was wat volgens standaarde geleef het, Here, wat U behaag. Ons vra U, Here, kom besoek ons weer. Kom besoek weer Grace gemeente, Here, dat ons die voorskrifte in die woord sal navolg, Here. Dat ons geestelike oë en ons geestelike ore sal oop wees vir wat die Gees vir ons wil sê, en dat dit sal toewees vir die vyand, en vir die vlees, en vir die wêreld daar buite. Laat ons staande kan bly, Here, op die woord van God. En Here, ek vra, Here, as daar nog mense is wat se saak nie reg is nie, dat U gereddende genade sal verskyn, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Ek vra vir hom Leon Beer om vir ons na vorentoe te kom om die nagmaal te bedien. Na dit gaan ons saam sing en dan gaan oom Leon sommer vir ons afsluit ook.
Dankie oom Leon. Môre al die mooi mense, vriendelike mense. Ek het lanklaas hier gestaan, ek is bly om weer hier te kan staan. Ek wil net graag vir ons net een vers lees. Dat ek net die plek kry. Dit gaan oor wat die profeet Jesaja gesê het. En jy weet, hierdie boek Jesaja is 732 jaar voor Christus geskrywe. En as jy nou kyk na hoe akkuraat is hierdie profesie van Jesaja ten opsigte van Jesus Christus, dan is daar 'n paar ander goed ook wat ek jou graag op wil wys, wat Jesaja geskryf het, wat net so waar is, en net soveel waarde het, as hierdie teks wat ek nou gaan voorlees. Hy sê hier, hy is ter wille, dis Jesaja 53 vers 5. Hy sê hier, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur die wonde aan sy liggaam het daar vir ons genesing gekom. Nou as jy nou kyk na hoe dit met Jesus Christus gegaan het, daar op Golgotha, dan kan jy sien hoe akkuraat is hierdie profesie van Jesaja. Hy het hom presies hier beskryf soos wat dit gebeur het. Meer as 730 jaar later. Iets om aan te dink. Hy sê ook vir jou in Jesaja 59, let veral daarop. Net die opskrif bokant is die hoofstuk Jesaja 59. Geen verlossing sonder bekering. Dis die profeet Jesaja se woorde, 730 jaar voor Christus, en hy het 100% akkuraat voorspel wat gaan met Christus gebeur. So hierdie geen verlossing sonder bekering moet jy nie ligtelik opneem nie. Kom ons sluit net die oë voordat ons die nagmaal bedien. Vader, ons dank U vir die wonderlike voorreg wat ons weer eens kan geniet as 'n gemeente saam, om te kan herdenk wat 'n groot prys Jesus Christus vir elkeen van ons betaal het aan 'n kruishout op Golgotha, sodat elkeen van ons die ewige lewe kan beerwe. Vader, ons dank U vir U groot ondeurgrondelike liefde vir elkeen van ons. Dank U, Vader, vir al U genade, vir al U liefde. Ons loof U heilige naam, in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou die nagmaal bedien, die mense wat die help in die nagmaal net vorentoe kom asseblief. En ek vra net weer die ou versoek, gebruik net almal 'n bietjie geduld, nadat jy nou jou brood en die wyn ontvang het, dat ons dit almal gesamentlik gebruik. Ek lees net graag vir ons die gepaste 2-3 verse voordat ons die nagmaal gebruik. Want ek het van die Here ontvang
wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Tot sover nog hele nagmaal gebruik. Kom ons sluit net die oë. Vader, ons dankie dat Jesus Christus bereid was om sy lewe af te lê en op te offer aan 'n kruishout op Golgotha, sodat elkeen van ons die ewige lewe kan beerwe. En ook dat deur die wonde wat aan sy liggaam toegedien is, daar vir ons krankhede genesing gekom het. Vader, ons dankie vir u groot ondeurgrondelike liefde vir elkeen van ons. Ons dankie, Vader, vir al u genade. Ons dankie, Vader, vir die waarheid van u woord. En ons dankie, Vader, dat ons onsself u kinders mag noem. Dankie dat u ons Vader is en dat u ons eerste lief gehad het. Ons loof en ons prys u heilige naam. In Jesus naam. Amen.